Goeiedag en baie welkom hier by ons aanlyn diens. Dis vir ons so ongelooflik om saam met jou te kan kuier waar ook al jy vandag is. En is vir ons altyd eerste prys om 'n persoon saam te kan kuier. Maar ons is so dankbaar vir tegnologie wat hierdie moontlik maak. So waar ook al jy is, mag jy vandag se diens geniet, mag jy toelaat dat die Here in jou hart inspreek en ek wil jou uitnooi. Haal 'n notaboekie uit, haal jou Bybel uit. Beleef dit asof jy saam met ons vandag hier in Oase gemeente is en mag dit jou lewe verander. Geniet die boodskap. Ons skop vandag 'n 4 weke reeks af oor die tema hoe om te bid. Nou kan ek net gou vra, wie van julle was al ooit op daai plek in jou lewe wat jy gesê het, ek dink nie ek bid reg nie, ek weet nie of ek reg bid nie, ek wens ek het geweet hoe om reg te bid. Wie was al ooit daar gewees? Okay, hou gou jou hand bo. Nee, moet hom nie laat sak nie, hou gou jou hand bo. Kyk gou om jou. Welkom by die kerk. Ons is nie perfek nie en ons figure goed saam uit. Okay, ek steek my hand ook saam met jou op want daar was al soveel kere in my lewe gewees wat ek so gevoel het. Ek wil graag begin vanoggend met 'n storie oor my lewe. Ek onthou toe ek baie jonk was, ek onthou spesifiek hoe oud ek was 12 jaar oud gewees, gaan ek en my ma en my klein boetie deur 'n ongelooflike moeilike tyd en in die huis waar ons gebly het, was my kamer en my ma se kamer aan een gewees. Dit was so 'n lang gangkamer gewees, want jy die deur gehad en jy kon aan hierdie kant in die kamer ingekom het en jy kon aan daai kant in die kamer ingekom het. En as my ma baie geraas in haar kamer gemaak het, dan het ek dit gehoor. En ek onthou ek een Saterdagoggend vroeg opstaan en dit was 'n moeilike tyd wat ons as gesin besig was om deur te gaan. My ma was net besig om deur haar egskeiding te gaan. Daar was sprake dat hulle dalk my boetie wil probeer wegvat met my ma en dit was net 'n aaklige tyd in ons lewe gewees. En in hierdie tyd word ek die oggend wakker en ek hoor my ma praat met iemand. En ek dink, het iemand nou vanoggend by haar kom koffie drink, het een van haar vriendinne by haar kom kuier, maar dis 'n vol gesprek wat besig is om plaas te vind. En ek onthou ek klop aan die deur en ek maak die deur op en toe ek die deur oopmaak, sit my ma op haar knieë voor haar bed en die trane loop op haar wange af en sy het nie eers gehoor ek het ingekom nie en sy is net besig om met die Here te praat en sy is besig om te bid. En ek onthou ek kyk en ek is van wow, hierdie oomblik is intiem, hierdie oomblik is eg, hierdie oomblik is, daar was iets in my wat in daai oomblik gevoel het, ek wil ook dit hê. En ek sluip toe uit die kamer uit, toe maak die deur toe en ek gaan so nou, en gereeld het ek hierdie gesprekke agter daai deur gehoor, maar soos wat ek met Jesus se pad begin stap het en 'n hele paar jaar daarna my hart vir Jesus gegee het, vir die Here gesê het, Here, ek wil nou toegewyd aan U leef, was daar oomblikke in my lewe wat ek mense ontmoet het, wat nie net my ma was nie, maar daar was een spesifieke tannie Tarina. En tannie Tarina, as sy gebid het, het jy hoendervleis gekry, want dit was mooi, en daar was krag in dit gewees, en jy was van, wow, ek wens, ek kon so bid. Dis asof sy iets weet, en my ma iets weet wat ek nie weet nie, en toe ontmoet ek die persoon wat my mentor sou wees vir 'n baie lang tyd, en sy naam is Johan Pieterse, pastoor Johan Pieterse, en pastoor Johan Pieterse begin met my 'n pad stap, en hy op maandaande het 'n gebedsaand by die kerk, en ek woon dit toe een aand by, en ek kom aan, en hy begin bid, en is weer een van hierdie oomblikke wat ek dink, wow, hierdie ou kan bid, en hulle weet iets wat ek nie weet nie, en vir te lank het ek vir myself gesê, dat die rede hoekom ek nie so kan bid nie, is dalk dien ek net nog nie die Here lank genoeg nie. Dalk is my verhouding met Jesus nog nie diep genoeg om daai tipe verhouding te kan hê. Dalk moet jy bietjie 'n ouer persoon wees om te kan bid. Nou kan ek net vir julle sê, die ou mense bid wel die beste. En julle kan maar al mense sien op dit. En ek het hulle 'n paar keer gesien. Maar tog het ek in die gesprek met die Here, en ek onthou ek deur hierdie seisoen van my lewe gaan, wat ek net vir die Here sê, Here, ek sien tannie Tarina bid so, ek sien oom Johan Pieterse bid so, ek sien my ma bid so, inteendeel, toe ek en Jeannie getroud is, die kere wat ons by haar ma gaan oorslaap het in die oggend, dan word ek wakker, en is 'n bekende ding wat ek aan wakker geword het, dan sien ek haar ma sit in die sitkamer, en haar ma is besig om te bid. En dit lyk intiem, en weet julle wat was my interessant, dit lyk nie net vir my intiem nie, dit lyk vir my, of hierdie mense wat so bid, dit geniet. En ek het nie gedink 'n mens kan gebed geniet nie. Jy sien, want vir my was gebed amper soos om groente te eet. Jy weet jy moet dit doen, maar is nie lekker nie. En my vrou raas vandag nog met my, hey, ek gaan jou vleis vat. So ek sê nie 10 nie, sy sê maar jy tree op asof jy 10 is, eet jou groente. Okay? En nou sien ek dit met Gideon, en Gideon begin nou rugby speel, en so die beste triek in die boek is, Gideon, wil jy groot en sterk wees vir rugby? Ja, pappa, dan moet jy jou groente eet, my seun. Jy weet, vleis gaan dit nie daar bring nie, jy moet jou groente eet. Jok ek vir die arme kind.
Maar dit is vir my asof gebed soos groente eet is. Ons weet ons moet dit doen, maar dit is nie vir ons lekker nie en ons sien nie noodwendig uit daarna nie. En dis 'n plig en nie 'n plesier nie. En die Here het gekom en hy daai prentjie vir my kom verander en wat my gebed is en wat ek die Here voor vra en wat ek jou wil vra is dat jy jou hart sal oopmaak dat die Here vir jou sal laat besef dat gebed kan plesier wees. Gebed kan vir jou lekker wees, dat God wil hê jy moet dit geniet om met hom te praat. En so ek wil hierdie reeks vandag afskop deur te begin om vir jou iets te beskryf van die samelewing waarin ons is. Iemand sê, ek het klomp goed gelees hierdie week oor gebed en ek het 'n klomp preke geluister daaroor en een van die ouens sê, hy sê, daar's nog nooit 'n tyd moeiliker gewees om te bid as vandag nie. Hy sê, ons leef in 'n samelewing wat dit glad nie toelaat op dat gebed net natuurlik kom nie. En een van die goeders wat daar gesê is ons leef in 'n uiterse afgeleide besige wêreld. Dis 'n gejaag rondom ons, kan julle met dit saamstem? Dit voel ons was nou net op vakansie, nou is al weer 'n vakansie. En nou moet jy jou kinders al weer vir 'n week besig hou, né? Jou klein kinders kom kuier al weer, hulle 2 weke terug ook kom kuier. En ek weet oumas en oupas is bly daaroor. Maar nou is daar sporttoere en is dit en is dat en is net hierdie gejaagdheid. En ons gaan slaap laat en ons staan vroeg op, anders ons laat vir werk en ons gaan slaap laat in die aand want anders kry ons nie alles gedoen nie. Tussen dit alles moet jy probeer oefen, enige iemand, hè? Is dit net ek? En dan moet dit ook nog gebeur, en dis 'n gejaag, en as ons eerlik is, dan steel die ding heeltemal te veel van ons tyd. As jy nie amen sê nie, sê maar eina, is wat hulle altyd gesê het. En hierdie ding steel soveel van ons tyd, en sosiale media, en ons kan dit inkleer, en ewe skielik, enige vrye tyd wat ons het, word opgeneem deur besige lewens, ons selfone, en partykeer familie, kleinkinders, ensovoorts. En tussen dit alles deur moet ons tyd maak om met God te praat. Dit is nodig om tyd te maak om te bid. En dis hoekom ek stem saam met hierdie stelling dat dit voel vir my ons is in 'n samelewing wat ons is so gejaagd en ons hardloop deur wat ons moet doen. En ek wil net vandag vir jou sê as jy so voel, as jy vandag voel dat jy's heeltemal oorweldig, daar's te veel wat aangaan, dit voel vir jou jy kry nie tyd om te bid nie en dit voel vir jou jy voel skuldig omdat jy nie genoeg bid nie, wil ek vir jou sê jy is nie alleen nie. Want ons leef in 'n ongelooflike moeilike tyd. Maar meer is net hoe besig ons samelewing is. Het daar 'n klomp goed in ons tyd ingekom vir die laaste paar 100 jaar het die samelewing verander van toe Jesus geleef het na vandag toe wat ons nodig het om te besef. En een van hierdie goeters is dat en hoor mooi wat ek sê, dat ons leef in 'n samelewing waar daar meer geld as ooit van tevore was. Nou ek weet ek praat nie noodwendig van jou per se nie, né? Maar in die samelewing as geheel is daar meer geld as wat daar ooit van tevore was. Mense het toegang tot meer goed as wat hulle ooit van tevore gehad het. Dis nou baie maklik om geld bymekaar te kry. Jy kan van die internet af werk. Jy kan vreemde goed doen soos foto's van jou voete verkoop en geld maak. Ek weet nie, jy kan vandag baie maklik geld kry, okay? Jy kan gaan waiter. Dis makliker vandag en ek weet almal stem nie noodwendig saam nie. Maar as jy met die ouer mense moet gaan praat en jy gaan vra vir hulle in daai tyd, dit was so moeilik geweest om goeie geld te kry en baie te kon gekry het. Ek verstaan die rand se waarde is nie wat dit was nie. Maar as toegang, meeste mense het vandag toegang tot brood. Meeste mense het meer geld. En wat ek sien in die samelewing wat navorsing ons wys, nie net wat ek sien nie, wat ek raak lees in navorsing, is dat hulle sê ons leef tans in die rykste generasie wat ooit geleef het in die wêreld. Ons het steeds armoede. Ons mense vandag hier wat sukkel met armoede. Maar daar's soveel mense wat nie meer sukkel met armoede nie en mense het geld. En weet julle wat sê een van die ouens wat ek lees? Hy sê hoekom het ons nodig om te bid, Here, gee ons vandag ons daaglikse brood, as ons net brood kan checker 60. Want jy het geld daarvoor. So ek het nie nodig om te bid nie, want onthou een van die redes hoekom ons bid is ons sê, Here, ek het U nodig, Here, ek is afhanklik van U, maar dit gaan so goed, ons het nie nodig om te bid nie. En net so hierdie het eintlik niks met my boodskap te doen nie, maar ek dink nou daaraan, julle weet die Christene wat in China is en in die Oekraïne is en wat in die plekke is waar hulle vervolg word, is eintlik so bevoorreg, want dit gaan so sleg met hulle dat hulle kan nie sonder gebed leef nie. Maar dit gaan so goed met ons dat ons dit nie nodig om te sê, Here, help my nie. En dalk is dit nie almal vandag hier se waarheid nie, maar daar's baie wat vandag hier sit, dis jou waarheid. Dat jy bid nie, want jy het nie eintlik enigiets van God af nodig het. Jy het alles wat jy nodig het en jy dink dis jy. En so besef net dat
dat dit steel by ons gebed. Maar die ander ding wat ek sien is, dat ek sien dat ons het ook toegang tot baie meer inligting as wat mense baie lank terug gehad het. So ons program is besiger, ons het meer geld, maar ons het ook meer inligting. So as jy 'n keuse moet maak, en veral my generasie, die millennials, en die jongeres, die Gen Z'ers, en die nuwe generasie wat nou deurkom, Gen Alpha, dis hulle name, hoor. As jy na hierdie ouens gaan kyk, as hulle 'n probleem in die gesig staar, as hulle moet weet wat om te doen, weet jy wat doen hulle? Hey Siri, please help me to decide what university to go to. Wat gaan Siri sê? Whose contact info are you looking? Okay, Siri het nie geluister wat ek sê nie, maar julle verstaan wat ek bedoel. Okay? Is dat jy kom op 'n plek wat jy Google, dis baie makliker om te Google as om te bid. Hoor mooi wat ek sê. Dis baie makliker om te Google as wat dit is om te bid, want hier is die ding met gebed. Gebed vra en dan wag jy en jy weet nie hoe lank jy gaan wag nie. Jy Google iets en dit hang net af hoe stadig jou internetspoed is voordat jy 'n uitslag kry. En dis gewoonlik 'n paar millisekondes. Wat se universiteit moet ek nou toe gaan? Waarvoor kan ek kyk in 'n man of 'n vrou wat jy weet waarmee ek moet trou? Wat is red flags? Hoe kan ek myself berading gee want ek wil nie na 'n terapeut toe gaan nie? Jy weet sulke interessante goed wat mense Google. In plaas van om na die Here toe te gaan en te sê, Here, help my om 'n keuse te maak oor my toekoms. En weer eens sê ek, hierdie is nie noodwendig waar van almal hier vandag nie, maar daar is van julle dat Google help jou. En net op dit ook, ons hoef nie meer die Bybel te ken nie, want ek kan mos ook Google waar dit staan. En ek sê weer eens, as ek volgende op jou tone trap, is ek nie jammer nie. Want ek het beleef in my hart dat ons kan sing, Jesus het opgestaan, ons kan sing, Jesus is die oorwinnaar, maar ons leef in 'n tweedehandse verhouding, en ons leef in 'n plek waar God sê, ek wil jou persoonlik ken, en dit is die doel van gebed, is om op 'n plek te kom, wat ons God werklik ken. Jy sien, gebed is noodsaaklik, dit is die suurstof van 'n Christen se lewe, dit is wat jou aan die lewe hou. As ek en jy nie gebed in ons lewens het nie, het ons 'n dooie verhouding met God, en ek weet nie van jou nie, maar ek wil nie in 'n dooie verhouding met God staan nie. En my gebed vir ons gemeente is, Here, mag ons gemeente 'n gemeente wees waar daar lewe is, mag ons gemeente 'n gemeente wees waar daar werklik gebed is, waar ons terugpraat met U. En teoloog het eendag gesê om Bybel te lees is soos om in te asem en om te bid is soos om uit te asem. En weet julle wat ek sien in soveel van ons lewens, ons leef so. En God wil begin met my praat en haal uit asem. En so ons moet leer hoe om te bid. En daar's geen beter voorbeeld as Jesus nie. Jy sien, Jesus het 'n lewe van gebed geleef. Jesus se lewe was so integraal met gebed. Jy kon nie die evangelies lees en nie gebed raak lees. Ek wil vir julle net 4 gedeeltes uit Lukas uitlees. Lukas 5 vers 15 tot 16 sê: Die nuus oor Jesus het egter nog verder versprei en groot skares het om hom saamgedrom om na hom te luister en van hulle kwale genees te word. Hy het hom egter gereeld teruggetrek na afgeleë plekke en daar gaan bid. Daai gereeld, een van die vertalings in Engels sê dit mooi, as was his custom. Hulle sê die Griekse woord, daai gereeld, sin speel daarop, dat dit was vir Jesus 'n gewoonte gewees, dat sodra hy bedien het hy weggebreek en hy het gaan bid. Sodra hy gegee het hy weggebreek en hy het gaan bid. As sy dag begin het hy weggebreek en hy het gaan bid. As jy in jou Bybel saam met my lees, blaai om, Lukas 6 vers 12. In die tyd het Jesus uitgegaan na die berg om te bid en hy het die nag deurgebring in gebed met God. Hy het die hele aand lank weggebreek en hy het gaan bid en hy het met God gepraat. En dan kom ons by Lukas 9 vers 28. Lukas 9 vers 28 sê dit, ongeveer 8 dae nadat hy dit gesê het hy Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem en teen die berg opgegaan en gaan bid. Sien, hier vat Jesus, en as jy hierdie gedeelte gaan lees in Lukas 9, is die gedeelte waar Jesus verheerlik word, waar Jesus se hele voorkoms word verander. Maar wat het gebeur voor dit? Hy het gaan bid. Hy gaan op teen die berg en hy het gaan bid. Jy sien, ons sien gereeld in die evangelies, en as jy die evangelies vat, as jy Matteus, Markus, Lukas en Johannes vat, en jy gaan lees dit, dan gaan jy gereeld raak sien dat Jesus het weggebreek en gaan bid. Jesus het besluit, hy kan nie sy lewe doen sonder gebed nie. Nou, hier is my vraag. As Jesus gereeld weggebreek het en gaan bid het, as Jesus dit doodseker gemaak het dat gebed deel is, integraal is van sy lewe, hoekom doen ek en jy dit nie?
Is ons dalk gejok oor wat gebed is? Verstaan ons dalk nie gebed nie? Dink ons dit is vir hulle wat nou al geestelik volwasse is? En het ons toegelaat dat die vyand vir ons jok oor wat gebed werklik is? Nou, ek wil hierdie sê voordat ons nou enigstens verder gaan, maar God wil hê jy moet met hom praat. Hy is lief vir jou en hy nooi jou uit om met hom te gesels. En dit is wat gebed is. Gebed is eenvoudig dit. Ons kom na God toe en ons praat met hom. En ons deel ons harte met hom en ons laat toe dat hy met ons terugpraat. En wat ek vandag graag wil doen, is deur 2 verse te gebruik. Net 2 verse. Wil ek vir jou iets leer oor gebed. En ons gaan nou, soos wat ons elke week aangaan, gaan ons goeders byvoeg op dit. Maar as jy hierdie gedeelte van vandag nie verstaan nie, gaan jy uitmis op dit wat Jesus werklik vir jou wil sê. So ek kom hierso na Lukas 11 vers 1 toe. En so lees saam met my. Dit sê op 'n keer het Jesus op 'n sekere plek gebid en toe hy klaar was, het een van sy disippels vir hom gesê: "Here, leer ons bid soos ook Johannes sy disippels geleer bid het." Jy sien, Jesus het gebid en een van die disippels het dit gehoor en hulle gaan na Jesus toe en sê: "Here, leer ons hoe om te bid." Nou hierdie is vir my, daar's 2 goed wat vir my uitstaan van dit wat ek nou net vir jou gelees het. Die eerste ding is, die disippels het alles gesien wat Jesus gedoen het. Hulle het gesien hoe Jesus blindes genees. Hulle het gesien hoe Jesus Lazarus uit die graf uitroep, of mense wat verlamme se bene regmaak en hulle kon loop. Hulle het gesien hoe Jesus ongelooflike goed doen. Maar nie een keer in een van die evangelies lees ek, dat hulle na Jesus toe gekom het en vir Jesus gesê het: "Here, leer ons hoe om wonderwerke te doen nie." Ek sien nie hoe hulle gekom het en gesê het: "Here, leer ons hoe om water in wyn te verander nie." Ek meen, hulle kon 'n goeie besigheid begin het, okay? Maar hulle gaan nie na Jesus toe met dit nie. Weet jy wat doen hulle? Hulle kom na Jesus toe en die enigste plek, hoor mooi wat ek sê, die enigste plek wat hulle na Jesus toe kom en sê: "Here, leer ons hoe," is in hierdie oomblik waar hulle sê: "Here, leer ons hoe om te bid." So dit beteken, die manier hoe Jesus gebid het so iets in hulle harte wakker gemaak, dat hulle die volgende besef het. Al die wonderwerke wat Jesus gedoen het, elke liewe ding wat hy gedoen het, van die verlamdes laat loop, tot die blindes laat sien, die dowes laat hoor, die water in wyn verander, alles wat hy gedoen het gevloei vanuit gebed. En as ons kan bid soos Jesus dan kan ons doen wat Jesus gedoen het. En so my vraag vandag aan jou is, het jy 'n begeerte om soos Jesus te bid? Want die disippels het na dit gekyk en gesê, ons kan nie so bid nie. En dit is nou maklik dalk om na dit te kyk. En dit bring my by die tweede punt. Om te sê, okay, ja, maar die rede hoekom hulle Jesus gevra het, leer ons om te bid, is hulle het nie geweet om te bid nie. Nee, dis nie die waarheid nie. Jy sien, die disippels het geweet hoe om te bid, hulle het net nie geweet hoe om soos Jesus te bid nie. Elke goeie Joodse jong man word van 'n jong ouderdom af geleer om 3 keer elke dag te bid. Hulle stop en hulle begin en hulle het 'n gebed wat hulle opsê, 3 keer elke dag. So hierdie ouens het geweet hoe om te bid, maar hulle het nie geweet hoe om soos Jesus te bid nie. Jy sien, daar was iets rondom die manier wat Jesus gebid het, wat nie godsdienstig was nie, wat nie leeg was nie, wat nie net nog 'n gebed was nie. Daar was krag in sy gebed gewees. Daar was iets wat hy gebid het, wat hierdie ouens se harte geroer het. En wat ek die Here vra is, Here, leer ons om so te bid oor die volgende 4 weke. Mag hierdie weer 'n huis word van gebed, waar ons opstaan en sê, Here, ons as Oase familie, ons bid. Ons staan nie terug nie, ons nooi U in om ons te leer hoe om te bid. En dis wat ek die Here vra, en met my gebed vir hierdie diens en voorbereiding vir hierdie diens, vra ek, Here, asseblief, kom leer ons om te bid soos wat U gebid het. En dan gaan ek aan, en ek wil so 'n bietjie praat oor die tweede vers. Lukas 11, die volgende gedeelte waar Jesus, hy begin met die Onse Vader. Nou, meeste van julle ken heel moontlik die Onse Vader van begin tot einde. Maar hierdie is so 'n kragtige gebed en Jesus gebruik dit om hulle te beantwoord en sê, hierdie is hoe ek julle gaan leer hoe om te bid. Nou, voordat ek die Onse Vader vir julle leer, en ons gaan letterlik net vers 2 vandag hanteer. Dis so diepte, daar's soveel wat Jesus sê, net in een vers, in vers 2, dat ons het nie tyd om die res van die goed vandag deur te gaan nie. So ons gaan net vers 2 nou 'n paar oomblikke aan spandeer, as dit kom by hoe moet ons nou bid. So ons weet, gebed is belangrik, ons weet God wil met ons praat, ons weet ons wil bid soos wat Jesus bid. Okay, maar wat doen ons nou volgende? Jesus kom hier so, en hy sê vir hulle, ek wil julle leer bid. Nou, voordat ek julle hierdie met julle deel, God is elke oomblik by jou. God ken jou hart, hy weet wat in jou lewe aangaan, hy weet wat jy gaan dink voordat jy dit dink, hy weet wat jy gaan doen voordat jy dit doen, en tog kies hy nog steeds dat jy met hom praat. Want hy's 'n verhouding God. En so gebed vir my is amper soos wat my date night oggende met my vrou is.
Gebed is die oomblik wat ek wegbreek en die kinders een kant toe skuif en sê, los ons nou uit, dis nou pappa en mamma moet nou 'n bietjie met mekaar praat. En ons nooi nie vriende na ons date night toe nie. So net terloops, op hierdie stadium in my lewe kan ons nie date nights hou nie, want ons het 'n babatjie wat elke uur en 'n half wil melk hê en net sy ma kan hom uithelp, okay? So ons kan nie baie ver gaan nie, maar hier's wat ons doen. Sodra hy slaap op 'n Vrydagoggend is ons date night. En ons gaan sit by broeder, so as jy my Vrydagoggend by broeder sien, los my uit, ek's op date night, okay? En ek en my vrou gaan sit daar en weet julle wat doen ons? Ons deel mekaar se harte. En ek deel goed daar met haar en ek breek weg en ek bou verhouding met haar en ek sê hierdie is my vrese, hierdie is my bekommernisse en sy doen dieselfde met my. En terwyl ek voorberei, beleef ek dis dieselfde wat gebed is. Ek breek weg. Ek begin met God praat. Ek deel my hart met hom. Hy deel sy hart met my. En so daarom ek vertrou so in my hart dat jy 'n liefde, 'n begeerte, 'n behoefte na gebed vanoggend sal hê. En dat ons nie sal sê dis vir iemand anders nie, maar dat jy sal besef dis vir jou. En so hier kom Jesus en hy gaan nou die disippels leer hoe om te bid. En hy sê die volgende. Hy sê, wanneer julle bid, moet julle sê, Vader, laat u naam geheilig word en laat u koninkryk kom. Nou die hele eerste gedeelte, hierdie hele vers waarmee Jesus die Onse Vader begin, is eintlik teologie. So teologie beteken 'n studie van God. So daar leer ek jou nou iets interessant. Teologie, 'n studie van God. En wat Jesus kom doen hier in vers 2, is hy kom leer hulle iets oor God. So die hele vers 2 gaan net oor God. Dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor God. En dit sê vir my, as ons reg wil bid, het ons nodig om te verstaan wie God is. As ons reg wil bid, het ons nodig om te verstaan dat God, wie God is, wat hy doen en wat hy nie kan doen nie, wie hy is, wat sy karakter is. En dit bring my by die eerste lyn. So, Lance, jy kan daai vers net daar oplos. Hy het vir hulle gesê, wanneer julle bid, so ons moet bid, moet julle die volgende sê, Vader. Nou, die Arameese woord daar is Abba. Abba, okay? En Abba in Afrikaans sal dit vertaal word na pappa toe. En in Engels sal dit vertaal word na daddy toe. Dis 'n baie intieme, nou manier wat Jesus kom en hy leer sy disippels om te bid. Nou hier's iets interessant. Het julle geweet dat voordat Jesus hierdie gesê het geen persoon ooit wat ons van weet God aangespreek as pappa nie? Dit was altyd Yahweh gewees. Die Jode gebruik nie eens daai naam nie. Hulle sê dis te heilig. Of dit was gewees Rafa, Elohim. Hulle het al hierdie name gehad vir wat God doen. Maar hier kom Jesus. En Jesus begin ons teologie, ons studie van God deur te sê hy is pappa. En onthou, hy sê julle moet so bid. Wanneer julle bid, bid so, pappa. Nou ek weet nie van jou nie, maar dis intiem, dis close, dit is nie net 'n naam, dit is 'n baie persoonlike naam. Inteendeel, lees wat hierdie Nuwe Testamentiese navorser Jochem Jeremia skryf. Hy sê, there is not a single example of the use of Abba as an address to God in the whole of Jewish literature. Jy sien net die Bybel nie, in alle Joodse skrywe, is nog nooit iets gesê nie. Arguably, Jesus is the first person in history to ever address God as Father. En so Jesus kom leer ons iets hier van God. Nou, ek weet. Ek was al in 'n oomblik gewees, soos hierdie in 'n preek, waar iemand kom praat oor dat ons moet met God praat as pappa. En ons gewoonlik een van twee reaksies. Die eerste reaksie is, ek is so dankbaar, want ek het so 'n amazing pa, my pa is net soos my hero, en dis vir my awesome om na God te kyk as pappa, nie net as God nie. Maar dikwels is daar ook die ander kant, en ek was vir 'n lang tyd in my lewe aan die ander kant, waar jou verhouding met jou pa is gebroken, en jou prentjie van 'n pappa is nie 'n gesonde prentjie nie, en is dalk een van afwesig, dis dalk een van mishandeling, en so vandag vir my om vir jou te sê, om met God te praat as pappa, is vir jou moeilik, en ek verstaan dit, want vir lank in my lewe was ek daar gewees, en dit was vir my moeilik om met God te praat as pa, want my pa het my teleurgestel, hy het my verlaat, hy het vir my gejok, hy het goed vir my weerhou, ek het nie 'n goeie prentjie van 'n pa gehad nie. En ek het beleef hoe God met my herstelproses gestap het, en ek vertrou dat die Here in hierdie hele proses vir homself so aan jou sal kom openbaar, dat jy sal beleef hoe hy jou genees, dalk van 'n gebroke prentjie van wat 'n pa is. Maar hierdie woord pa, is al 'n Ou Testamentiese woord, wat ek graag met julle wil deel, en hierdie woord
is 'n manier hoe God kom en hy verwys na homself in die Ou Testament. So daar's een emosionele, die hoofwoord wat die meeste emosioneel gebruik word, en dis 'n woord wat beteken om baie naby aan God te kom. Is die woord ragum. Sê gou vir die persoon langs jou, maar jy moet hom so aan die einde, want jy moet sê ragum. Sê gou vir iemand, ragum. Ek hoor julle nie nie. Ragum. Okay, ragum, ek het iemand gehoor ragum sê. Okay. So die woord ragum in Engels is compassion. In Afrikaans is die woord deernis. Nou, daai woordjie ragum is hoe God in die Ou Testament beskryf word, en Jesus praat nou met God as Vader. Nou die woord ragum word gewoonlik gekoppel aan 'n ma, maar kan ook aan 'n pa gekoppel word. En wat hierdie woordjie ragum beteken, is dit is 'n liefde wat jy bereid is om enigiets te doen vir hierdie kind. Hulle sê dis die liefde wat 'n ma vir 'n kind het. Wanneer die kind uit die baarmoeder uitkom en daai ma hou daai kind vas. En sy kyk na hierdie kind en sy sien dis haar kind en sy weet vir 9 maande plus minus het sy hierdie kind binne in haar gegroei en daai kind begin huil en daai kind wil haar hê en al wat sy en haar wil hê is om hierdie kind te beskerm, om vir hierdie kind daar te wees, om alles vir hierdie kind te gee. En dit is die woord ragum, daai emosie wat 'n ma daar beleef, wat 'n gesonde ma daar beleef. Wat 'n ma wat emosioneel op 'n goeie plek is, daar beleef. Dit is die woord ragum wat God beskryf in die Ou Testament. En so wanneer Jesus kom en hy bid en hy sê ons Vader of ons Pappa, wat hy sê, is hy sê dat God voel so oor jou. Onthou weer eens, ons leer teologie, ons leer wat God glo oor ons. Ons leer wat ons glo oor God. En so daar's 'n wisselwerking tussen my en God kyk na my en hy sê, weet jy hoe lief is ek vir jou? Ons praat net oor die kruis van laas naweek, Johannes 3:16. Hy sê, weet jy dat ek so lief is vir jou? Ek wil nie hê iets sleg moet met jou gebeur nie. So wanneer jy met my praat, besef, dit is my houding teenoor jou. Maar soveel van ons kyk nie so na God nie. Jy sien, van ons kyk na God en ons is kwaad vir God. En ons dink God is kwaad vir ons en God sit daar bo in die lig en hy is 'n kwaai homie met 'n lang baard en vet klein engeltjies by hom en ek weet nie hoekom daar vet klein engeltjies is nie, maar dis die prentjie wat baie mense van God het. Okay? En hulle dink hy sit daar bo en hy's nors en hy's kwaad vir jou en hy gee nie om oor jou nie en as jy droog maak is al wanneer hy oor jou omgee en as jy iets goed doen dan sê hy ja, uiteindelik het hy of sy iets goed gedoen. En dis ons prentjie van God. Okay, dis die een kant. Dan kry jy die ander mense wat aan die hele ander kant is. En hulle is soos van Jesus is net soos my chomma. Jy weet, God is amazing. Ek weet nie hoekom trek ek my gesig so nie, maar dis hoe ek hulle sien. En dis nie die mense wat net soos ek kan doen wat ek wil. God het my hou. Soos hy alles werk in goeie mee vir hulle wat hom liefhet. Ek het hom lief. Soos as ek met my meisie slaap en sy word swanger, die Here is goed hou. Ek het dit al gehoor. Of ek kan net rook wat ek wil want soos die Here wil net hê ek moet gelukkig wees. Okay, so hierdie kant is en hierdie kant is jy het hierdie kontras. En die probleem met albei hierdie prentjies is dis nie die God wat ek in die Bybel sien nie. Die God wat ek in die Bybel sien, sit nie daar bo en sê, ja, jy het alweer aangejaag nie. Hy sit daar bo en hy sê, ja, my kind, dit wat jy doen maak jou seer. Ek wil nie dit vir jou hê nie. En partykeer gaan hy jou tigtig, maar hy gee jou pak slaap partykeer omdat hy vir jou lief is. Want hy wil nie hê jy moet weer seer kry nie. En aan die ander kant sit hy boundaries in jou lewe in. Hy laat jou nie net soos wat jy wil nie. Hy sit goed in jou lewe in want hy's lief vir jou, want 'n ouer wat nie boundaries insit nie, is nie regtig lief vir hulle kinders nie. Dis soos om vir jou kind te sê, gaan speel in die highway, is fine. 'n Ouer wat lief is vir sy kind sê, nee, jy kan nie net oor die pad gaan sonder om te kyk nie, want jy kan getref word deur 'n kar. Jy sien, dis ragum, dis God wat inkom en hy het hierdie emosie vir jou, hy het deernis vir jou, hy gee om vir jou. Is dit jou prentjie van God vandag? Want as dit nie jou prentjie van God is nie, gaan alles wat hierna kom, gaan nie gesond wees nie. Jy sien, want as ek na God kyk en ek sien hom nie as Vader nie, ek sien hom nie as 'n ragum nie, dan verstaan ek nie wie hy is nie. En Jesus kies om so na God te kyk. Jesus kies om na God te kyk en te sê, Here, U is my Vader. U gee om vir my, U wil die beste vir my. En so ek vra jou vandag, is dit jou prentjie van God? En as dit nie is nie, het jy nodig om te gaan vra, hoekom? Wie het vir jou gelieg? Wat het jy begin glo wat nie waar is nie? Watse area in jou lewe het jy nog nie aangespreek nie? Want dit bring my by die tweede punt. So hy sê wanneer jy bid, moet jy sê Vader, en dan sê hy hierso, net so interessant gehou hierso. In van die vertalings wat nou volgende kom, is ons Vader in die hemel. So julle ken dit, né?
Nou, interessant, Matteus, en jy kan gou maar 'n gedeelte in Matteus opsit, in Matteus gebruik dit, so Jesus sê vir hulle op die bergpredikasie, in Matteus 6 sê vir hulle, ons Vader wat in die hemele is. Nou, kan ek net vir julle sê, daai is nie baie goed vertaal nie in Afrikaans of in Engels nie. So daai woordjie hemele, dis die tweede punt wat ek vandag wil maak, is eintlik die woord lig. So die Grieke het nie 'n woord gehad het nie regtig 'n woord gehad vir die lig nie. En so wat hulle gedoen het, is hulle het gekom en hulle het 'n woord gemaak en die woord se naam is ranos. So ek leer julle nou mooi woorde vandag. Ek julle nou Hebreëse woord gelees, leer ek julle 'n Griekse woord, ranos, okay? Dit klink soos een of ander golf of tennisspeler, ranos, of 'n F1 racer, ranos, okay? En ranos beteken lig. So daai woord wat jy daar sien in Matteus in Grieks, is die woord ranos. En dit beteken lig. Nou kom ons lees daai gedeelte weer saam. Ons Vader wat in die lig is. Jy sien, hemele klink ver. Hemele klink of God iewerste is en hy's daar bo en hy kyk of neer op jou of hy is lief vir jou daar bo, maar hy's ver. Maar wat Jesus eintlik vir hulle sê om te bid. As jy dit na die oorspronklike Grieks toe vat, is hy sê ons Papa wat naby is. Jy sien, lig is iets wat terwyl ek hier met julle praat, is ek besig om asem te haal. Daar's lig op my klere, daar's lig daar's suurstof in jou bloedselle. Wat beteken is binne jou. Hy's meer deel van jou as wat jy van jouself is. En wat Jesus hulle hier kom leer oor God, is wanneer jy bid, besef dat God is naby, hy's nie ver nie. Die oomblik toe ek hierdie besef, ek dat God gee om, want iemand wat omgee is naby. Jy sien, ek kan vir julle dit sê, toe ons 'n miskraam gehad het, 2 jaar terug, sit ons die aand in die hospitaal en baie mense gee om vir ons. Maar die skoonwinkels het by ons in die hospitaal kom sit. Hulle was naby. En nou oomblik het ek geweet, hulle sê nie net hulle gee om nie, hulle gee om want hulle is hier by ons. Hulle het by ons kom sit. Hulle het vir ons KFC pops gebring, ek sal dit nooit vergeet nie. Aakligste pops wat ek ooit geëet het. Maar dit was seer. Maar dit wat hulle vir my in daai oomblik beteken het, toe hulle by ons kom sit het, ek kan nie vir julle sê nie, my skoonouers was net in 'n karongeluk gewees die dag voor die tyd. Hulle sê hulle gee nie om nie, hulle klim in hulle rooi Figo en hulle jaag Klerksdorp toe terug van Middelburg af, want hulle wil naby wees. Jy sien, wanneer jy naby is, beteken dit ek gee om vir jou. En wat Jesus hier leer vir die disippels, hy sê vir hulle, God is ons Papa, maar hy's naby. Hy's hier. Is dit jou verstaan van God wanneer jy bid? Of dink jy dit is soos 'n e-mail? Here, help my vandag met my toets. Psh, daar gaan 'n e-mail. Here, help asseblief dat ek nie vir Susan vandag by die werk slaan met 'n handsak nie. Stuur die e-mail. Ek weet nie wat so goed julle bid nie. en ons dink dat God is daar. Maar jy sien, dis hoekom ek nie so hoef te bid nie. Maar ek kan so bid. Want hy's hier. En ek kan my oë toemaak en hy's in my. Verstaan jy dat God is naby? Hy's ranos, hy's in die lig. Onse Vader wat in die hemel is. En dan kom dit by die derde punt, en ons jy kan teruggaan na die gedeelte in Lukas 11 toe. In die derde punt sien ek hierso dat die hoofdoel van gebed is om God se teenwoordigheid te geniet. Jy sien, hy is naby, hy is ons Vader, hy is ons Papa. Maar wat ek sien hierso is, hy sê, laat u naam geheilig word. Nou daai woordjie geheilig, ek weet, dis nie 'n woord wat baie van klink nie. Dis nie 'n woord wat ek in die laaste week regtig gebruik het en sê ek gebid het nie. Maar die woord geheilig is 'n baie interessante woord. Hierdie woordjie, Timothy Keller skryf, die oorlede Timothy Keller, briljant boeke geskryf, ongelooflike goeie teoloog en pastoor. Hy skryf die volgende, hy sê, to hallow God's name, is om te heilig, to hallow God's name is to have a heart of grateful joy toward God and even more a wondrous sense of his beauty. En wat Jesus die disippels hier leer, en dit wat Timothy Keller vir ons so mooi kom beskryf in hierdie woord, is wanneer jy sê, laat u naam geheilig word, wat jy sê is, Here, my prentjie van u is hoër as enigiets op aarde. So wanneer ek met u praat, dan maak ek u nie af om minder te wees as wat u is nie. Inteendeel, Here, wanneer ek met u praat, as ek sê, laat u naam geheilig word, dan besef ek, Here, dat u is heeltemal anders as enigiets anders. Die woord heilig, en dis waar die woord geheilig vandaan kom. Die woord heilig beteken to be set apart, om eenkant gesit te wees, om heeltemal anders te wees. En so wat Jesus hulle leer, hy sê vir hulle, jy kom na jou pa toe, jy sê vir hom hy's naby, maar dan sê vir hom, daar is niemand soos u nie. En dis wat ons vanoggend gesing het.
Daar is niemand soos U nie, Here. Niemand kan met U vergelyk nie. Niemand kan kershou by U nie, Here. U is bo in alles. Julle hierdie aarde geskep en so wat Jesus hulle leer is wanneer jy bid, kyk na God en sien hom vir wie hy werklik is en besef jy kan hom nooit werklik sien vir wie hy is nie. Jy kan net begin. En wat ek doen in my eie persoonlike gebedslewe is wanneer ek op hierdie plek kom, dan sê ek, "Hier Papa, dankie dat U naby is." En dan sê ek, "Papa, dankie vir dit wat jy gedoen het." Ek sien hoe wanneer ek in my 7 weke oue babietjie se oë inkyk en ek sien hierdie wonderwerk, dan sê ek, Here, dankie dat hierdie het U gedoen. Wanneer ek na my 7-jarige kyk en ek sien hoe hy rugby speel en hy's 'n klein champion soos sy pa hom groot gemaak het en hy's 'n WP ondersteuner en ek is net so trots op hom en sê ek, Here, dankie dat hy integriteit het en dankie dat hy rugby ken want hy ondersteun die WP. En dan bid ek dit en dan sê ek dankie vir die Here vir dit. Ons het gisterand mooi rugby gespeel, hoor. En al die Sharks, julle kan die Here dankie. Daai was soos 'n last minute ding gewees. En ek kyk na my vrou. En ek sien God in my vrou raak. En nie wanneer sy my kredietkaart swipe as ek haar nie toestemming gegee het nie. Ek sien wanneer sy langs my lê en ek sê, Here, dankie dat sy my helper is. Dankie dat sy my 'n man maak, want sonder haar is ek nie eens 'n mens nie. En ek kyk na my werk. En daar's so van julle wat sê, ja Marius, is vir jou maklik om te sê, ja, lekker vir jou werk. Maar ek het lank terug besluit, Here, maak nie saak waar ek werk nie, ek gaan vir U dankie sê vir dit van ons mense wat dit nie het nie. Mense wat droom om die werk te hê wat ek het. En ewe skielik begin ek, en as ek praat oor God se naam geheilig, en sê ek, Here, alles wat ek het wat goed is van U af. En ek begin net in hierdie goed, en so in my persoonlike lewe is dit wat ek vir die Here voor dankie sê. Ek sê dankie vir mense wat met my eerlik is, ek sê dankie vir die vriende om my. En ek challenge jou, vra jouself die vraag af, hoe kyk jy na God? Sien jy hom as Papa? Sien jy hom as naby? Sien jy hom as iemand wat werklik vir jou lief is, werklik vir jou omgee, wat net die beste vir jou het? En sien jy hom as beter as enigiets anders? Of is hy net nog 'n toevoeging tot jou lewe? Jy sien, want dis wat Jesus hulle leer om te bid, is wanneer jy bid dan so. En dan bring dit my by die laaste punt vandag, is ek kom hier so en ek sien dat Jesus sluit die gedeelte af, hy sê, Vader, laat U naam geheilig word, soos in die hemele, laat U naam geheilig word, en dan sê hy, laat U koninkryk kom. En dis vir my, wanneer ek hierdie gedeelte lees, en ek lees daai lyn, laat U koninkryk kom, dan sien ek, dat vir Jesus, maak gebede werklike verskil. Dat wanneer Jesus bid, dan glo hy, God kan verandering bring, God wil inteendeel verandering bring. Wanneer jy bid, wat is jou verwagting? Is dit net dat jy 'n boksie afcheck en sê, okay, ek het gebid? Bid jy want jy wil nie hel toe gaan nie? Ek onthou daar's mense wat al vertel het, hulle was so bang as hulle nie bid voor hulle gaan slaap nie. Dat as hulle doodgaan en hulle slaap, gaan hulle hel toe gaan. En ek dink nie dis gesond nie. Bid jy as gevolg van dit? Bid jy want jy wil net iets by God hê? Bid jy want jy glo God kan werklik iets verander? Jy sien, want dis wat ek sien nie so, dat as Jesus bid, dan bid hy gebede, wat hy glo God kan werklik 'n verskil maak. Jy sien, ek kom nie na God toe want ek soek goed, of ek kom na hom toe want ek wil hê my sondes moet vergewe, of ek doen dit net uit godsdienstige goed nie. Ek glo, dat wanneer ek met my Pa praat, dan maak hy 'n verskil. Ek glo dat hy hoor, en Colin het dit so mooi vanoggend gesê, toe hy gepraat het oor ons familiefokus, is dat God hoor ons. En God sê, kom vat my vinger, ons gaan nou spring, soos Colin gesê het. Dis 'n beautiful beeldspraak. En vanoggend beleef ek hoe die Here vir my sê, glo julle dat ek kan en wil goed verander. Inteendeel, die geestelike formasie guru, sy naam is Dallas Willard, so 2 jaar, 3 jaar terug oorlede, ongelooflik slim gewees, en hy het 'n wonderlike boek geskryf oor gebed, Hearing God, maar hy skryf die volgende. Hy sê, God's response to our prayers is not a charade. It's nie fake nie. He does not pretend that he's answering our prayer when he's only doing what he's going to do anyway. Our requests really make a difference in what God does or does not do. The idea that everything would happen exactly as it does, regardless of whether we pray or not, is a specter that haunts the minds of many who sincerely profess belief in God. It makes prayer psychologically impossible, replacing it with dead ritual at best. And of course, God does not respond to this. You wouldn't either. As my kind na my toe kom, en hy sê vir my, Papa, asseblief help my, ek is in die moeilikheid. Hy sê vir my, ja, ek sê jou help, maar ek help hom nie. Is ek 'n goeie pa? Ek is nie 'n goeie pa nie.
As my kind na my toe kom en hy sê vir my, pappa, en dit het nou onlangs met ons gebeur, my klere pas my nie meer nie, want ek is te lank, dan dink ek het 2 maande terug vir jou hierdie skoolklere gekoop, broer. En hoekom groei hy so vinnig? En sê ek, we gaan 'n baksteen op sy kop sit, laat hy net ophou groei. Dit is wonderlik, is vir my great dat my seun groei, en hy sê vir my, pappa, my klere pas my nie meer nie. As ek nie 'n goeie pa was, het ek hom gesê, dis maar okay. Dis okay as jou klere te klein is, maar weet jy wat, my seun kom praat met my, en sy pa hoor sy hart, en hy verander iets aan sy situasie. Dis hoekom is belangrik dat ons sal begin by ons Vader, wat in die hemel is. Laat U naam geheilig word. Maar Here, laat U koninkryk kom, laat U wil hier op aarde geskied, soos in die hemel, so ook op aarde. En dis ons tema hierdie jaar, is Here, asseblief, dit wat daar gebeur, laat dit hier gebeur. Here, hoor U kind se hart. As jy vanoggend in depressie is, en jy gaan na hom toe en jy sê, Here, genees my hiervan, jou pa hoor jou en hy wil jou help. Jou pa gee om oor dit wat aangaan in jou lewe. Jou huwelik wat vandag in die moeilikheid is, gaan na hom toe, sê, my pappa, wat naby is, wat beter is as enigiets anders. Here, U weet, U wil vir my huwelik, as dat my huwelik moet gesond wees, help. Is dit hoe jy bid, of doen ons 'n lysie wat ons net afcheck? Jy sien, want dis hierdie tipe gebede wat ek gehoor het, wat ek jou aan die begin gesê het, wat het lewens verander het, wat my kom inspireer het om meer te bid, wat my gedryf het na 'n plek toe, wat ek meer gebed in my lewe het, en wat ek tot vandag toe nog sê, Here, ek wil meer leer om te bid. Net so interessant, wanneer dit kom by gebed, ons almal is beginners. Jy kry nie 'n expert in gebed nie, ons almal is beginners. Soos wat ons met Jesus se pad stap, elke keer leer jy, joh Here, iets meer en meer, so ons bly beginners. En so ek is op 'n plek in my lewe wat ek sê, Here, ek wil net nog meer leer oor U, ek wil net nog meer leer oor gebed, ek wil beter weet wie U is. Ons het die leuen kom glo, dis net vir 'n sekere hoeveelheid mense gewees. En ek beleef hoe God sê, ek wil nie hê, jy moet dit so doen nie. En ek lees vir jou hierdie laaste quote deur Ronald Rolheiser, wat ook 'n teoloog is, hy skryf die volgende, hy sê, there is no bad way to pray, and no single starting point for prayer. The spiritual masters offer one non-negotiable rule. You have to show up for prayer, and you have to show up regularly. Everything else is negotiable, and respect your unique circumstances. One of my favorite writers on prayers defines prayer as opening to God. Is dit nie mooi nie? Maak jouself oop vir God. And really, that is the crux of the spiritual life. At least for a disciple of Jesus. The driving question of a disciple of Jesus is, how do I open deeper and deeper layers of my inner being to the peace and the presence and the power of God to transform me into a person of love and joy and peace? Because transformation is His work and not ours. Gebed werk. En hoe jy dit doen en hoe jy bid, jy kan 'n gebed aflees. Ek lees die psalms is my gebede. Ek bid die psalms, ek skryf die psalms oor met my eie woorde. Dis hoe ek dit doen en ons sal iewers dalk oor dit gesels, hoe doen mens dit? Maar ek het agtergekom, daar's tye in my lewe wat ek nie eers die krag het om te bid nie. En so dis nie verkeerd om 'n gebed af te lees nie. Inteendeel, julle sal hoor van julle kinders bid sekere gebede wanneer is rympies wat hulle geleer het om te bid. En dis okay, maar ek hoop jy bid rympies nie. Jy's nie meer 3 nie, nê. Vader, seën die voedsel in Jesus naam, amen. Maar Jesus wil 'n persoonlike verhouding met jou hê, maar partykeer ek het 'n lysie gemaak van tye in my lewe waar dit net vir my onmoontlik was om my eie gebede net te bid. Ek het nie woorde gehad nie. Dis wanneer ek ongelooflik moeg was. Dit was 'n moeilike week. Wanneer ek nie weet wat om te sê nie, het ek 'n gebed, geskrewe gebed gehelp om my te bid. Toe het vir my gevoel het God hoor my nie. Het ek iemand anders wat naby God was, wat 'n gebed geskryf het, gebid. En dan in die tye wat my hart so stikkend was, ek kon nie. Het ek woorde gevat en ek het gebede gevat vir daai seisoen. En as jy dit wil hê, gaan op die Bible app, dan gaan soek jy net prayers, en jy sal op die Bible app, op die YouVersion Bible app, sal jy gebede kry, wat jy daar kan bid. Maar hier's wat ek jou wil challenge. Al weet jy dalk nie wat om te bid hierdie week nie, begin net bid. Want met elke week in hierdie ding, en dis iets wat ek in my hart beleef deesdae, ons kan baie preek hier op 'n Sondag en jou inligting gee. Maar ek wil jou uitstuur met 'n uitdaging, nie net met inligting nie. En die uitdaging wat ek jou hierdie week mee gaan uitstuur is 2 goed. Kry 'n plek en 'n tyd wat jy vasmaak. En dalk verskil dit van dag tot dag, maar kry 'n plek en 'n tyd wat jy vasmaak en sê, Here, ek gaan dan met U gaan tyd spandeer, ek gaan bid. En as jou gebed 2 minute is, en jy sit vir 2 minute en probeer luister wat God sê, dan is dit ook okay. Maar hoor, glo wat ek jou sê, gaan nie daar bly nie.
So plek en tyd, maar tweedens, wat gaan jy bid? Nou, wat ek weer eens sê is, gaan na die YouVersion Bible app toe, download 'n paar goed, of vat die psalms, en lees die psalms tot jy een lees wat by jou resoneer. Jy sien, dis wat ek doen in die oggend, is ek vat 'n psalm in, soos byvoorbeeld Psalm 1. Dan sal Dawid sê, hy sê, jy weet, jy moet geplant wees by waterstrome, sodat jy op die regte tyd vrug kan dra. En sê ek, Here, en dis hoe ek daai gebed sal bid, ek sal sê, Here, help my om geplant te wees. Help my om geplant te wees in die woord, help my om geplant te wees in nederig te bly. Maar Here, ek wil vrug dra, ek wil 'n verskil maak in ander se lewe. Dis hoe ek Psalm 1 gebruik om vir my te bid. So 2 uitdagings hierdie week. En ek wil jou vra, challenge jouself hiermee. Moenie net sê ek gaan dit probeer of God sal maar sien nie. Doen commit vir die volgende maand. Ons doen hierdie reeks vir 'n maand. Commit vir die volgende maand en sê, Here, ek gaan die volgende maand bid. Ek gaan dit deel maak van my roetine. Ek gaan dit nie net 'n godsdienstige boksie maak nie, maar ek gaan besef ek praat met my pa wat naby is, wat omgee, wat beter is as enigiets anders en wat 'n verskil kan maak. As jy dit doen, ek daag jou uit om na 'n maand te kyk hoe lyk jou lewe, jou binnelewe, en vir my te kom sê, Marius, dit het nie gewerk nie, dan sal ek vir jou sê is reg, en dan sal ek saam met jou op pad stap. Maar as jy vir die volgende maand 'n pad stap, en jy sien hoe gebed jou lewe begin verander, vra ek jou ook om na 'n maand na my toe te kom, en te sê, Marius, die Here het opgedaag en ek kan kom getuig. Want ek glo, die getuienisse wat gaan uitkom as die kerk begin bid, ons gaan nie genoeg plek hê om almal te laat getuig nie. Want dis wat ek die Here voor vra, is Here, kom verander mense se harte, sodat gebed weer deel word van wie ons is. Met dit gesê, kom ons sluit ons oë. Ons Papa, wat werklik oor ons omgee, wat net die beste vir ons wil hê, wat U seun gestuur het om vir ons te kom sterf, ons Vader. Dankie dat U hier is. Dankie dat U nie ver af is nie, maar dankie dat U hier is. En dankie dat U vir ons omgee. Here, dat U net vir ons die beste wil hê, en partykeer is ons beste, lyk dit nie soos U beste nie, Here, maar U bly nog steeds in beheer, en dis hoekom U naby is, Here, en wanneer ons val, glo ek U is daar om ons op te tel. En Here, daar's sekere mense wat vandag dit moet hoor, is dat God is nie ver nie, God is hier, en sy hart is saam met jou stikkend volgend. Hy huil volgend saam met jou, maar hy sê, kom ons bly nie hier nie, ek vir jou optel, want ek is naby. Here, dankie dat niks met U kan vergelyk nie. Here, U is bo alles, U is buite tyd affekteer U nie, Here, mense se keuses affekteer U nie, Here, U bly altyd in beheer. Dankie dat ek nie in beheer hoef te wees nie, want U is in beheer, maar Here, in dit help my om te besef dat U in beheer is. Help my om op te tree, Here, en wanneer goed nie gaan soos wat ek wil hê dit moet gaan nie, dat ek nog steeds sal sê U is goed. Here, wat my omstandighede bepaal nie wie U is nie. Here, ek wil kom afsluit hierdie gebed is. Here, kom verander ons. Ons het nou vanoggend gehoor, Here, dat vir die volgende maand gaan ons saam reis oor gebed. En ek wil vanoggend kom vra, mag U kom en in hierdie volgende maand, mag U koninkryk kom in elke persoon wat na my stem luister. Mag U koninkryk kom in hulle harte, in hulle gesinne, in hulle werksplekke, daar waar hulle beweeg. Here, mag U koninkryk kom. Ek glo daar is krag in gebed. Ek glo dis nie net dood woorde wat ons net sê nie, Here. Ek glo daar kom werklik verandering. So Here, mag U kom en mag U verandering bring. Maar Here, nogtans nie soos ons wil nie, maar soos U wil. Laat U wil geskied. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Hierdie boodskap het ons aanlyn gelaai vandag, want ons glo dit het die vermoë om jou lewe te kan verander en om jou nader aan Jesus te bring. En jy weet op jou sosiale media platform, waar wil jy hierdie kyk? Dalk is dit op Facebook, dalk kyk jy dit op YouTube, waar wil jy dit kyk? Wil jy nie ons 'n guns doen en hierdie share nie? Ons glo daar's mense daar buite wat dalk nie met ons bekend is of met die boodskap van Jesus bekend is nie. En as jy hierdie deel, kan dit 'n impak in hulle lewens maak. So like, comment en share. Dit help ons om die goeie nuus van Jesus Christus daar buite te kry. Ons sien uit om volgende week weer saam met jou te kuier en baie dankie dat jy vandag saam met ons gekuier het.